Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord vandag ons voetstappe rig. Amen. Ons voorlesing vanmôre is van 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, bedrieërs of afgodedienaars van hierdie wêreld bedoel nie. Want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig, of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mens onder julle uit. In 1 Korintiërs 5 vers 9 verwys Paulus na 'n brief wat verlore geraak het, waarin hy die gelowiges gewaarsku het om nie met slegte mense om te gaan nie. Hy maak dit duidelik dat met hierdie opdrag hy nie na die wêreld in die algemeen verwys het nie. Hy verwys spesifiek na die gemeenskap van gelowiges. Die kerk het 'n verantwoordelikheid om heiligheid na te jaag en moet daarom nie kompromieë aangaan met sonde onder haar eie mense nie. Om te eet saam met iemand in die antieke wêreld het 'n baie diep simboliese betekenis gehad. Dit sou dui op geloofsgemeenskap en gedeelde waardes. Daarom vermaan Paulus die gelowiges om nie gemeenskap te hê met die wat aanhou sondig en nie berou toon nie. Dit is nie 'n oproep tot liefdeloosheid nie, maar 'n erkenning dat die kerk 'n heilige liggaam is, wat 'n duidelike onderskeid moet handhaaf tussen reg en verkeerd. Hierdie beginsel geld vandag nog. As gelowiges word ons geroep om 'n lewe van integriteit te lei en om die regte grense te stel wanneer dit by gemeenskap en waardes kom. Wanneer sonde geduld of verskoon word, kan dit subtiel ander beïnvloed en hulle wegtrek van God se waarheid. Mag ons daarom met wysheid en liefde optree en altyd 'n lewe leef wat die heiligheid van God weerspieël. Kom ons bid saam. Here, lei ons asseblief om met heilige integriteit te leef. Amen.